opneem vanmôre. Niemand soos U, Here. Niemand soos U, Here. En dan ons elkeen vanmôre 'n getuienis. En ons sê vanmôre vir hom dankie, Here, dat U my gekoop het met U bloed. Dankie, Here, dat ek vanmôre kan uitroep en sê ek is weergebore. In Engels sê ons born again. There's really been a change in me. You may think I'm foolish, but God is saying I'm not ashamed. Jesus kom in die put en hy kyk vir die Samaritaanse vrou en hy sê van gee my net 'n bietjie water. O vrou van Samaria, gee my 'n bietjie water, gee my 'n bietjie water, die water op die plek. O vrou van Samaria, gee my 'n bietjie water, gee my
saam met hom nie. Is nie meer baie lank nie. Prys sy naam. To the coming, to the great I am, to you I sing, for you're the one who reigns within my heart. When it's quiet, I lift my eyes to the coming. To the great I am, to you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I will search no far in love,
in aanbidding. Kom ons bly net so in aanbidding. Dankie, Here. Dankie dat ons 'n plek vanmôre kan vind waar ons siel rus vind. Dankie dat ons vanmôre op 'n plek kan wees waar ons kan sê ek het 'n tuiste. En dis my Vader se huis. Waar die Gees van die Here my toevou met sy liefde. Plek waar ek myself net voor hom kan kom uitstort en sê, Here, U ken alles van my. U ken my stryd, U ken my blydskap, U ken alles van my. Vanmôre, Vader, terwyl ons voor U staan, daar niks voor U verberg is. Wil ons kom vra, Here, kom vul ons met U Gees nog meer en meer. Sodat U kan liewer en liewer hê in ons lewens. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Kort is 'n bietjie volume. Amen. Ek nou heeltemal 'n ander laptop wat ek vanmôre gebruik. So vanmôre gaan hy nou nie probeer weg nie. Dan kom die huis van die Here. Ja, die boodskap wat ek by die Gees van die Here gekry het terwyl ek gister stil geword het, is jy kan nie twee Here dien. Jy kan nie twee Here dien. Jy sê of die een lief hê en die ander haat, maar jy kan nie twee Here dien. En die openingsskrif gedeelte vanmôre is daar in Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag, jy kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die geldgod. Kan nie God dien en die geldgod. Maar ek gaan vanmôre so 'n klein bietjie dieper vir jou oopbreek as net dit wat julle daar lees. Kom ons sluit dit so. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie geleentheid om weer eens by die Gees van die Here te kan stil raak en die woord te kan aanhoor wat ons siel, ons denke kon vernuwe. Sodat ons gees in die wedergeboorte wat daar deur die krag van Jesus se offer in ons lewens en ons binneste plaasgevind het, dat dit kan groei tot volwassenheid. Vader, dat ons kan staan vastig in die Gees en elke strydvraag en elke argument kan weer lê in liefde, maar met autoriteit van die kennis van die woord wat binne ons volwassenheid kon verwerk het. Dis my gebed vanmôre in Jesus naam. Amen. In Johannes 2 vers 15 tot 17, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in ons nie. Moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie. Of wie vanmôre sê daar is niks in hierdie lewe, niks in hierdie wêreld wat in die vlees is, wat nie gebou word op die mag van geld. Die wêreld se grootste probleem vandag is die honger, die waansinnigheid van geld. Alle ewel word gebore in hierdie gejaag na geld. En dit is baie keer sê mense, ek dien die Here of ek dien God met my hele hart, maar dien jy hom werklik met al jou besittings? En daarby beweeg ek weer vanmôre in hierdie rigting met hierdie boodskap om jou
te laat skuldig voel oor hoe jy met jou besittings omgaan nie. Ek wil jou vanmôre na 'n plek toe vat wat in jou eie persoonlike lewe inspreek, hoe jy persoonlik daagliks binne in jou huis met jou eie besittings te werk gaan. 'n Plek waar of my dryfkrag is 'n gejaag na meer, is gejaag na 'n valse beeld, maar nie die beeld van Jesus Christus nie. Baie keer kom ons by mekaar op 'n Sondag en hier is ons bewus van Jesus Christus. Hier is ons totaal en al bereid om ons gees in gereedheid te bring om reg te wees wanneer Jesus Christus ons kom haal. Maar as ons by daardie deur uitstap, dan is die kwellinge van hoe gaan ek die rekeninge betaal? Die kwellinge van hoe gaan ek as my voertuig breek? Het ek genoeg in 'n neseier weggelê om 'n groot breek op my voertuig te kan regmaak? Dis al hierdie dinge wat ons verswelg, wat op die einde van die dag maak dat ek vir jou die vraag vanmôre vra: hoe is jou geloof en jou volle vertroue in Christus vanmôre om aan al jou behoeftes te voorsien, of is daar maar tog 'n ander Here wat jy dien as jy by daai deur uitstap? Is Jesus werklik jou God, jou koning en die Here wat jy met jou hele siel vertrou met jou lewe, en alles wat in jou lewe plaasvind is gebou op hierdie geloof in hom? Dit bring my by die volgende skrifgedeelte. Dan sal ons so stadig verseker gaan as ons vanmôre uitbring. Ek beweeg na die volgende vers toe. Let wel, Johannes 2 vers 15 tot 17. Die volgende versie, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader, maar is uit die wêreld. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees. Lewe ons werklik volgens ons Vader, dat U daagliks in my brood, in my nood sal voorsien. Lewe ons werklik die woorde van dat ons volle vertroue het dat God al my behoeftes sal voorsien. Of is ons tog besig om skatte te jag, wat groter as God is? Die begeerlikhede van hierdie wêreld, en het nie dalk groter geword as ons begeer om God met alles te dien. Ek wil jou sê, deur die lewe het ek hierdie een ding kom leer as persoon in my eie persoonlike lewe. Toe ek in die huis was, toe ek in my ouer huis was, het ek baie keer gevoel die reëls is so streng, as ek net die dag kan klaarmaak met hierdie huis, as ek kan klaarmaak met skool en ek in my eie lewe begin, man, dan sal ek hulle wys nie hoe word daar eintlik gelewe. Want al hierdie goed wat my verbied om te doen, voel ek nie so verkeerd nie. Ek dink net my ma en my pa is onnodig streng. En die dag toe ek uit die huis uit is, en begin my eie kop te volg, my eie drome te jag. Dan kom ek op 'n dag op 'n plek dat ek voel ek jag wind. Jag niks. Maak jy saak of jy die vinnigste streetcar het, die vinnigste kan reisies jag nie. Maak jy saak of jy die grootste bankrekening gejag het, maak jy saak of jy grade agter jou naam kan skryf in die universiteit nie. As jy nie in die vrede van Jesus Christus jou standvastigheid vind nie, het jy gejaag na wind gehad. En baie keer is dit hier die besef, ons jag wind, ons jag 'n verkeerde God, ons jag 'n verkeerde Here, ons jag 'n verkeerde doel in die lewe, wat mense baie keer by die punt bring, dat ons tot 'n stopstraat kom, tot 'n stilstand kom en vir jouself die vraag vra, was dit werklik die moeite werd om alles in te sit, om dit te jaag wat ek gejaag het? En dan is dit as ek so in 'n midlife crisis ingaan, dat jy kan nou nie besef, wat is jou nou die belangrikste in hierdie lewe nie? Al jou skatte wat jy by mekaar maak, of jou gesin, of jou werk, of wat is jou nou die belangrikste nie? En tog in dit alles, loop jy met die vraagstuk, wat is die doel van hierdie lewe? Wat is ek eintlik besig om te jag? Waar toe gaan alles? Elke môre opstaan, en die oggend opstaan, dieselfde routine, was jou gesig, trek aan, eet, gaan werk.
kom vanaand moeg van die werk af, gaan in skaarsheid om met die gesin te praat, jy's oormoeg, jy eet dit. Jy gaan kyk 'n bietjie televisie, jy gaan lê op jou bed, jy gaan slaap. Môreoggend staan jy op, was jou gesig, jy trek jou klere aan, jy gaan werk. Dieselfde, wat amper sê eentonige roetine oor en oor en oor. Dan kom 'n mens dalk op 'n dag, dalk, net dalk, dat jy die een oggend opstaan en jy sê, Here, hoe lank gaan dit nog steeds in hierdie roetine? Dit voel vir my of dit my drein, dit voel of daar net nie krag is nie, daar's net nie rede in hierdie opstaanery elke môre. Wat is die doel van dit? Waarna jaag ek? Dit bring my by hierdie gedeelte in vers 17. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Die wêreld en sy dinge gaan verby. Hierdie roetine van elke môre opstaan en elke dag vorentoe gaan, elke dag dieselfde ding oor en oor, dit gaan verby. Wie wanneer besef ons dit gaan verby? As mens by oop graf staan. Jy besef dat dit was net roetine wat oor en oor dieselfde was. Maar die blydskap wanneer mens by daardie oop graf kan staan. En jy kan weet dat jy weet dat hierdie man en hierdie vrou wat vandag ter aarde bestel word, het 'n fantastiese, dinamiese, vurige verhouding met 'n lewende God gehad. Daar is so 'n blydskap in jou wat groter as die hartseer in daardie oomblik. Daar is 'n blydskap om te weet dat hierdie persoon is op 'n beter plek vandag as hierdie eentonige oor en oor gemalery. Dan wil ek nie vanmôre dit vir jou laat voel amper wat is die sin om dan so op te staan nie. Ek wil vanmôre jou by die punt bring, as jy die regte Here vandag eendag dien. As jou fokus vandag eendag op God is en jy loop hierdie pad met 'n voorbereiding om reg te wees wanneer hierdie roetines sy einde gaan bereik, dat ek met Jesus ontmoeting kan hê, my verhouding met God is reg. Alles het gegaan oor my verhouding met die Here. My oggend opstaan. En nou begin ek regmaak en daarom in jou badkamer terwyl jy besig is om reg te maak, is jy reeds in 'n oggendgesprek met die Gees van die Here. Jy's reeds besig om lof aan hom te bring. Jy's reeds besig om op die regte fondasie met die regte Here, met die regte koning, met die regte God, met die regte gestalte. Jy's uitverkoop aan hom. Jy kan nie anders doen, jy borrel. Jy wag vir môreoggend vir jou vroegoggendgesprekke met hom. En so deur die dag, wanneer jy by krisisse kom, en dit voel vir jou asof die krisis net te groot is. Weet wat is my die mooiste in my werksomstandighede? As junior management, is dit nie dat hulle my sien net as 'n leier wat vandag van 'n gaan take uitdeel nie, wat vandag gaan aviseer dat hulle dit reg doen nie, dat die produksielyn reg hardloop nie. Jy weet, vir my die lekkerste wanneer ek by my werksplek inry, en my vrou het daarvan getuig. Van waar ek by die sekuriteit inry. Afternoon, morning pastor. Evening pastor. Wie waar dit begin? Nie deur vir hulle te sê ek is 'n pastoor nie. Deur te stilgestel te wees, Here, waar kan ek vandag u hande en die voete binne my eie werksplek wees, sonder om godsdiens in die werksplek in so 'n mate te vat dat dit net oor godsdiens gaan. Jy's die hele tyd net besig met die Bybel, jy's die hele tyd net besig om mense amper die werksplek in 'n kerk te probeer verander. Nee, dit kom by hierdie punt uit dat wanneer jy ingesteld is en jou lewe is reg, en jy volg die regte Heer, jy volg die meester, die leerskare het hom gevolg. Weet jy hoekom? Nie omdat hy gesê het ek is die Messias nie, nie omdat hy gesê het ek is die seun van God nie. Hy het dit stil gehou vir hulle, hy het dit vir sy handjie vol. Het hy gevra, wie sê julle is ek? En ja, wat so Petrus sê nou, omdat u is die seun van die lewende God, hy sê wat in jou geopenbaar is, as ek deur die vlees en bloed, maar deur die Gees geleer. Maar vir die skare was hy 'n man waarna hulle opgekyk het. 'n Man wat in hulle behoeftes raak gesien het. Wat die prostituut raak gesien het en 7 duiwels uit uitgedryf het en aan die geoordeel het nie.
toe die systeem die wêreld, wat by tye God wil dien, wat wil wysheid dien God, maar in werklikheid mammon dien, die afgod dien van hierdie wêreld, die dryfkrag van hierdie wêreld dien. Die fariseërs system op daai stadium, waar die mense met geweldige tempelbelasting sal kry en speserye en geld en alles. Hulle het letterlik nie net op die mense se geld, dan moes van alles moes hulle 'n tiende na die wat se tempel toe bring. En hier vat hierdie klomp fariseërs se vrou wat in die oorspel betrap is om kom laat staan maar binne in die tempel. Terwyl Jesus besig is met die boek van Jesaja 'n boodskap te bring. Nie saak met dit waarmee hy besig is. Jy sien, Jesus dan vroeg in die môre op, Jesus Christus, en weet jy wat gaan doen hy? Hy gaan in die verlate plek en hy gepraat met sy Vader. Hy het 'n verhouding met Papa Vader God. En dan kom hy uit daai krag uit, want hy dien die regte God. Hy weet van waar af hy kom, hy weet waarna toe hy op pad terug is. En dan kom deel hy met die skare die liefde van herstel. Die daai vrou daar staan in die oorspel en hulle sê vir hom, Moses sê, sy moet met klippe dood gegooi word. Nee, Moses het niks gesê nie. Moses het die wet van God ontvang. En die doel van die wet in Moses se tydperk was om die goddeloosheid uit die skare uit die laarheid te hou. Want onthou, hulle kom uit 'n 400 jaar slawerny uit waar hulle deur soveel afgode diens van die Egiptenare beïnvloed was. En hulle is op pad na 'n land toe wat op daardie stadium in goddelose hande is. So hulle beweeg die hele tyd tussen afgode dienste deur. En daarom was daar 'n wet van suiwering wat moes plaasvind sodat die gemoed van die mens weer op God gefokus kan wees. En dis waarom daar seker strale wette in die wat se begin was. Maar Jesus sê ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, ek het gekom om dit te vervul. En hoe het dit vervul? Die liefde van God wat nou alles oorheers binne my. En daarom is daar in my 'n liefde wat my dryf, 'n verhouding met die regte Here, met die regte God, wat maak dat ek nie die volgende persoon wil gaan weet van nie. Toe daardie vrou daar staan te sê dat hy met sonder sonde is, dan die eerste klip kom. En nie vir die een die klip laat val. Weet jy wat besef ek op 'n dag? God wil die klippe laat val. Hierdie vrou wil hulle met klippe doodgooi en hulle besef toe in hulle eie dat die wet wat hulle mee gekom het na Jesus toe, om vir Jesus te sê, dat die wet soos met die vrou met klippe doodgooi, dat daar is in my eie lewe soveel van die dinge wat in die wet staan waarvoor ek met klippe doodgegooi word. Die wet was so streng geweest, dat as 'n kind net parmantig is met sy ouers, sê die woord, moes hy met klippe doodgegooi word. So wat er een van hulle daar gestaan het werklik sonder sonde gestaan, wat nie regverdig was deur dieselfde wet waarmee hulle Jesus kom aanvat het, om nie self deur klippe doodgegooi te word nie. En daarom moes hulle die klippe laat val en wegstaan. En toe as jy by daardie punt kom, dat ons besef, maar om God te dien is nie om die wêreld te judge nie. Om God te dien is nie om iemand anders te gaan oordeel nie. Om God te dien is juis om te begeer dat almal by hierdie liefde sal uitkom, dat almal vrygemaak kan wees van die straf en die vloek van die dood, van die sonde. En in 'n neutedop, wat wil ek vanmôre vir jou sê? Oor baie woorde wat ek nou gesê, maar in 'n neutedop. Om God te dien as die middelpunt van my lewe, bring my by 'n plek dat ek met ander oë na die wêreld om my kyk. En daarbey sê die woord duidelik, moenie wat vuil is, skoon noem nie. Moenie dit wat onheilig is, heilig probeer noem nie. As iets goddeloos is, moenie voel jy moet dit maar reg praat nie. Noem dit, dis goddeloos, maar moenie dat dit jou insluk, dat dit jou op 'n plek bring dat jy net so negatief raak, soos die goddeloosheid daarvan. As ek vandag iemand moet hoor wat goddeloos praat of godslasterlik praat, as ek kry meer en meer van hulle wat opstaan deesdae, wat selfs leiersfigure word wat groot massas beheer. As so 'n persoon op 'n televisieskerm godslasterlik toe gesê, weet wat moet ons ingesteldheid wees? Here, bewaar my dat dit my nie sal wegsleep van jou.
Here, elke man en elke vrou gaan voor U staan en elke man en elke vrou gaan regverdig oordeel of beoordeel word, of tot die dood, of tot die lewe. Maar Vader, help my dat ek nie op daardie pad sal gaan, dat dit my so negatief maak, dat ek, sonder dat ek weet, 'n verkeerde Here begin te dien. Die een van die vlees en die van die verstand, waaraan Jesus Christus uitverkoop bly. En dit bring my vanmôre in my boodskap vir U. Jy kan nie twee Here dien nie. By Romeine 6 vers 16. Weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. En dan oor die oomblik as ek myself diensbaar begin stel aan negativiteit. As ek myself begin diensbaar stel om die hele dag gal te braak, die hele dag gal, ek wil amper sê, in so gal toestand te bly van verbittering, van woede, van kwaad oor die stelsel van hierdie wêreld. Die wêreld dien klaar hulle, Here. Die wêreld dien klaar die God wat hulle wil dien. Waarom wil jy toelaat dat dit jou ook na die plek toe vat waar hulle is? Wat gaan dit jou help om kwaad te word en haat binne jou op te bou teen 'n stelsel waaroor jy geen beheer het nie? Ek vat jou terug aan die begin van my boodskap. Dieselfde goddelose staan vanmôre op met sy goddelose planne. En hy bring sy goddelose planne deur die dag in werking, omdat hy wat jag? Mammon. Omdat hy hierdie God van hierdie wêreld jag. Omdat hy vir homself meer wil hê. Omdat hy in homself of in haarself die wêreld wil wys wie's baas. Maar as ek en jy by die plek kan kom om te sê vanmôre, Here, ek sal nie my deur hierdie wêreld laat beheer nie. Ek sal nie my deur hierdie wêreld laat beheer nie. Ek gaan soos Jesus stil word. Ek het ook 'n routine. Ek moet ook opstaan, ek moet ook gaan werk. Ek moet ook elke dag die dinge face. Maar hierdie dinge gaan verby. Hoor wat ek vandag vir jou sê, elke stelsel het 'n vervaldatum. As jy nou karton vat, of ek het nou al gewoonte, ek weet nie of julle ook die gewoonte het nie, as ek in die supermark instap, dan vat ek 'n produk en ek kyk wanneer is sy vervaldatum. Hoekom kyk ek wanneer is sy vervaldatum? Want deur sy vervaldatum te sien, weet ek hoe lank gaan hy op die rak kan bly binne my huis wat ek nog vars gaan wees. Met ander woorde, as ek nou daarin stap nie, en daar is 'n produk wat sê, die vervaldatum is die 24ste Maart 2025, gaan ek hom nie so maklik vat nie. Want dan weet ek moet hom nou dadelik gebruik voor, en dit is 'n paar dae dan soos daar. So jy soek so 'n bietjie deur die produkte na die een wat sê vervaldatum 2027. Right, ek hoef hom nie nou dadelik op te eet nie, ek kan in die rak staan, ek kan in die kas staan. As jy hom ook nie oopgemaak het nie, kan hy lank staan. Hy is daar as 'n reserve. En daarom kan ek vir jou vandag sê, die wêreld kan maar sê Jesus het sy vervaldatum bereik, dat die woord van God het sy vervaldatum bereik, dat die woord van God is nie meer van krag vandag nie. Dit het uitgesproke geraak, dit het sy krag verloor. Elke dag as kind van God, as jy daai woord oopmaak, vind jy iets wat diep is. Dit is so lekker. My vrou het die gewoonte om op YouTube te gaan kyk na die argeologiese opgrawings. Wie wat is my so fantasties mooi, dat tot die wetenskaplike goed, tot die mediese goed wat vandag opgeruim. En die Bybel al 2000 jaar terug vir die mediese vandag 'n antwoord gegee op wat ook al vandag die antwoord is. Wetenskaplik het die Bybel al soveel jare terug geantwoord vir dit wat hulle mee vandag sukkel. Vir die sosiale verval, wat dan vandag in die wêreld is, wat die welsynskantore loop oor met die sosiale en maatskaplike probleme wat daar is. Was daar nog altyd 'n antwoord? As jy jou huis op die fondasie van Jesus Christus bou, en nie net van hom praat nie, maar dit leef en dit doen, sal jou huis 'n standvastige huis wees, wat op 'n goeie fondasie gebou is. Die probleem vandag is ons sê ons dien die Here, maar dan hardop ons agter boeke aan, wat ons moet vertel, hoe om ons huishouding te doen.
Dan sê teenboek. Dis die woord van God. As die woord van God vir jou sê in Galasiërs 5, dat die wat die werke van die vlees doen, en dan noem hy al daai dinge, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Dan sê dit vir jou in direk. Nie net eendag nie, maar jy gaan nie nou die oorwinning in jou huis hê nie. Jy gaan nie die krag van God se koninkryk nou in jou huis beleef nie. Jy gaan dit nie as jy daar die dinge doen. Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, al word verander deur die vernuwing van jou gemoed sodat jy kan beproef wat die goeie welgevallige en volmaakte wil van God is. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig, al word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie welgevallige en volmaakte wil van God is. Kom ons ontleed hierdie skrif jou. Eers sê die woord, ek moenie aan die wêreld gelykvormig. Hoe word ek gelykvormig in die wêreld? Kan ek jou sê hoe word jy gelykvormig in die wêreld? Jy raak hier. Deur elke dag nie te kan wag voordat ek nie my koerant gekoop het en kyk wat in die wêreld aangaan. Ek het 'n sekere tydskrif, ek mis hom nie as hierdie week uitkom nie. En ek lees alles wat in daai tydskrif is. En dan is daar nog hierdie gedeelte van die sterretekens ook nog. Dan kyk jy nog na die sterretekens ook, wat jy wil sien wat die ster oor hulle lewe gaan bring. Maar jy weet, ek glo nie regtig in hierdie goed nie, maar jy weet. Ek sit eendag saam met 'n vroutjie aan 'n koffietafel, hele paar jaar terug. En sy vra my, wat is jou sterreteken? Terug, so net so terwyl hulle mense koffie drink, wat is jou sterreteken? Ek sê, dit is 'n bietjie vies, so vererg my so 'n bietjie, ek sê, maar ek glo nie hierdie snert nie. Ek dien 'n lewende God. En sy vra my die vraag, nou, sê vir my, as die sterretekens 'n klomp snert is, hoekom is hulle so spot on wat sekere sterretekens oor sekere mense se karakters praat? En ek kyk so vir 'n oomblik en ek is bietjie uit die veld uitgeslaan. Maar omdat ek altyd teruggaan na die Heilige Gees toe, in die persoonlike verhouding met hom, vra ek altyd vir die Heilige Gees, wat moet ek nou antwoord? Ek probeer dit in my kop uitredeneer, want my kop het my al soveel keer teleurgestel, dat ek hardloop na die Gees van die Here toe, dat 'n antwoord vir alles het. Jy moet net fyn genoeg gaan luister. En die Heilige Gees antwoord my, en ek kan nie vinnig genoeg my kop hier neersit. Ek sê vir ek is jou antwoord. Sy sê wat? Ek sê ek het 'n sterk. Ek het 'n sterk. Sy sê, maar ek het dit geweet. Ek sê, my sterkteken is die blinkmôre ster. En sy naam is Jesus Christus. Sy kyk my so. Sy sê, nou verduidelik vir my gou, hoekom weet dan al die sterre so perfek op die mens se persoonlikheid? Ek sê, kan ek iets van my sterreteken vertel? Jesus Christus, die Seun van God, die oomblik toe ek hom gevind het, verander my hele persoonlikheid. Die ou mens het gesterf. Dit waaroor die wêreld elke dag vir jou kan sê, dis wie jy is, het gesterf. Ek is nou 'n nuwe mens en daarom is daar 'n nuwe karakter gebore. My gemoed het verander, my denke het verander, my manier na die wêreld te kyk het verander. En sy word stil. Sy sê, ek dink dis die einde van ons twee se gesprek. Sy sê, maar elkeen moet 'n keuse maak. En 'n maand later bel sy my en sy sê, ek was weer koffie. Sy sê, ek was 'n intercessor van die kerk gewees. En hierdie gesprek van ons kan nie my kop uitkom. Dit bly in my kop. Maar jy moet nie weer van Jesus vertel nie, want dit is tyd om terug te kom huis toe. Jy sien, wanneer ons met mens in die wêreld te doen het, moet ons na die omstandighede nie altyd kyk om jou kwaad te maak nie, maar eerder te kyk, Here, waar vat die mensdom is, waar vat die wêreld is, dat ons op hierdie plek gekom het, hierdie toestand gekom het waar ons nou is. Weet jy wat maak dit ons by 'n plek kom waar mense op die televisie kan God se lasterlike goed sien en selfs jou geloof kan uitdaag? Weet jy wanneer begin ons by daai plek kom? Die oomblik wanneer prostitusie 'n wet word wat wettig is. Wanneer dobbel wettig word in 'n land. Wanneer dwelmgebruik wettig word in 'n land. Wanneer pornografie wettig word in 'n land. Dan begin jy 'n deur oopmaak
wat die morele verval van 'n land veroorsaak, wat hulle later by die punt bring dat hulle selfs vir God geen vrees meer het nie, en rebels teen God enige ding kan sê. En selfs kan sê, soek God nie in ons land. Het die Bybel sy krag verloor? Nee, die mens het met menslike planne en menslike wette, God se wet, sy woord, stadig maar seker die prentjie uitgevat, totdat hulle so arrogant raak om te dink hulle is groter en sterker as God. Maar hy wat? Ek staan vanmôre op, borsel my tande, was my gesig, trek my klere aan, gaan werk toe, vanaand gaan ek slaap, hy ook. En wie wat gebeur saam met dit? Ek word ouer. Elke sekonde is ek nader aan die dood. Jy God se lasteraar, elke sekonde nader aan die dood. Hierdie God wat jy so laster, elke dag, elke minuut, sekonde, dag, maand, week nader aan die God wat jy so laster. En dan moet jy voor hom staan. Dan moet jy voor hom staan. Dan moet jy voor hom staan. En dan gaan jy nie voor mense staan nie. Dan gaan jy voor 'n lewende God staan. Jy sal moet herhaal wat jy so in jou bravade en 'n sinnelose van sinnigheid uitgespreek het. Jy kan nie twee Here dien nie. Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lewe op die aarde, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Maak dood. Ek gaan vanmôre weer gou iets opmaak. Die twee grootste godsdienste op hierdie aarde op hierdie oomblik. Die Christen geloof en die Moslem geloof. Albei glo jy moet doodgaan. Die een glo jy moet jouself opblaas. Die een glo jy moet jouself doodmaak om nader aan hulle God te kan kom. En ons geloof sê Jesus jy moet ook doodgaan. Jy moet doodgaan. Alles wat tussen my en God staan moet sterf. Ek het nie nodig om my fisies self dood te maak nie. Ek moet net binnekant moet ek sterf. Alles wat teen God is moet doodgaan binne my. Alles wat my wegvat van God af moet doodgaan binne my. Sodat Jesus meer kan word binne my. Jesus sê ek het nie gekom om die dood te bring, hy het gekom om lewe en lewe oorvloed te bring. Ek het nie gekom om te oordeel, ek het gekom om jou vry te maak. Om hom te dien, om hierdie Here te dien, is om lewe en lewe oorvloed te kry. Om by 'n plek te kom waar blyskap terugkom in jou lewe, te midde van chaos. Om by 'n plek te kan kom om in die oggend op te staan en te sê, weet wat, ek is deel van 'n routine. Maar ek sien meer 'n hopeloosheid nie, dis nie meer vervelige eentonigheid nie. Elke dag wat ek opstaan, is 'n nuwe dag om reg te maak met Jesus. 'n Nuwe dag, 'n nuwe geleentheid om my uitverkoop aan hom te leef. Want net soos alle ander mense, dit my lewe ook uit. Ek staan baie keer by oop graf en ons ween en ons huil, ons vra waarom, maar besef ons dat ons het presies dieselfde pad wat ons stap as dit waarna ons kyk, wanneer ons na iemand in die oop graf kyk. Ons gaan presies daai pad stap. Baie keer wanneer ons daar staan, dan voel jy asof jy vir altyd gaan lewe. Jy voel nie of die dood deel is van jou nie, maar jy voel hartseer oor die persoon wat in die kus lê. Weet jy wat? Jy sekondes weg van dit wat jy nou oorhou. Jy weet nie wat gebeur môre met jou nie. Jy weet nie waar jy lewe môre op pad nie. Jy weet nie of jy die einde van hierdie dag gaan sien. Weet jy wat is my skokkend? Ek sien mense wat die nuwejaarsdag ingaan met vuurwerke. Groot planne vir die nuwe jaar. Weet jy hoeveel van hulle het nie eens die volgende dag van die nuwe jaar se einde gesien nie. Dis dit verby. Jy baie keer loop ek so in die begrafplaas, as ek 'n aardebestelling gedoen het van iemand en dan loop ek so terwyl die familie afskeid neem, dan stap ek so deur. En eendag vra ek vir die Here, maak vir my net iets, ek wil iets dieper sien as net die grafsteen. Weet jy wat sê die Heilige Gees vir my? Hier lê soveel onvervulde planne. Almal wat hier lê, vir die meeste van hulle het nog planne gehad vir môre. Die meeste van hulle het nie eens gedink, vandag kan einde, want ek het nog 'n vakansie wat ek beplan. Ek kan nie naartoe gaan, ek het nog 'n vakansie wat ek beplan. Van hulle was al besig om te leer vir 'n volgende bevordering.
van hulle was reeds besig om 'n plan te maak, om te skei, want ek het 'n beter lewe aan die ander kant en toe sit verby. Onvervulde planne. Wat almal beplan, en almal het planne oor die lewe. Maar wat is jou plan met Jesus? Wat is jou plan om Jesus te dien? Is dit werklik waarom nader aan hom te kom? En reg te wees? Of is hierdie wêreld en sy planne vir jou alles en alles? Jy kan nie twee Here dien nie. Efesiërs 4 vers 22-4 dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle geboorte en julle moet met die nuwe mens moet bekleed wat aan God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Met ander woorde, daardie dag wanneer ek by die plek kan kom en te kan sê, ek wil Jesus nie net dien om 'n beter lewe te leef nie. My doel om kerk toe te gaan is nie net om my gemoed en my gewete te streel. Dan moet jy 'n plek in jou lewe kom wat jy sê, weet jy wat, ek kan ook nie so aangaan nie. Ek het met soveel planne in die ou reis uit gegaan, en na 'n tyd dan voel ek 'n jag, 'n wind, ek jag, en alles is wat. Weet jy wat, ek het 'n leerkol hier binne my, en dit sal nie gevrokke word voor ek nie vir Jesus gevind het nie. Maar wanneer ek vir Jesus gevind het, moet dit ook nie nou 'n routine word van godsdiens en tradisie, om maar net elke Sondag in 'n kerk te kom sit, en dit af te tik op my kalender, ek was in die kerk, die Here het my daar gesien. As dit nie 'n verandering in my binneste bring nie, dat dit binne my begin brand soos 'n vuur, ek wil nader aan hom wees nie. As dit nie verandering binne my bring van ek wil reg wees. Nie reg vir eendag as ek doodgaan nie. Nie reg vir eendag as Jesus kom. Ek wil nou reg wees. Ek wil nou daai intimiteit met Jesus voel. Hy moet die asem wees, hy moet die rede wees kom ek hierdie lewe lewe. Kom ek opstaan vanmôre en die wêreld daar buitekant gaan face. As dit nie tot op so 'n plek kom dat jy eintlik hartseer voel omdat hulle so blind is. En maak jy nog kwaad om te sien waarmee hulle besig is. Hulle slaan vir Jesus Christus met 'n gees uit mekaar uit. Hulle bespot hom, hulle ruk sy baard uit en slaan hom met die vuis in die gesig. Hulle slaan sy rug oop, hulle slaan hom met spykers in 'n kruis vas. En weet jy wat sê hy? Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Die liefde in Christus was groter as die kwaad in die hart van hierdie wêreld. Groter as die kwaad in die hart van hierdie wêreld. Jesus gaan oor U. Gaan hom oor U. Gaan oor U. Dit bring my by die slot vers vandag. Josua 24 vers 15 sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan jy vra het gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kies. En hierdie is nie net 'n skrifgedeelte nie, wat Josua gesê het. Josua het eintlik vir jou gesê, dis wat elke kind van die Here moet doen. Elkeen van ons moet kies. Gaan ons die gode van hierdie land toelaat om ons te oorheers en ons van al ons vrede te beroof, of gaan ons op beide kyk en ek en my huis gaan die Here dien. Ons gaan die Here dien. Wie wat van my gemoed elke keer as ek hoor hoe iemand wreed vermoor word deur die kriminele element van hierdie wêreld. Dit was eers dinge die in my gemoed gaan. Here was so reg. Here as hulle lewe nie reg was nie. Hoe erg was dit om op so 'n wrede manier te sterf en dan nog sonder God aan die ander kant op te staan. Hoe wreed is dit? En wie wat gee my hoop? As 'n man en 'n vrou so wreed moet vermoor word, dan is saak met God was reg. Jesus was wreed en 'n kruisvermoor gewees. Weet jy waarna toe hy terugstap? Terug na sy vader huis waar hy sê, ek kom nie, kom al.
elke man en vrou is nie hoe jy sterf nie, is sonder wie jy sterf, of met wie jy sterf, wat saak maak in hierdie lewe. Maar as moet kies, jy kan nie meer om besluit te maak. Vader, in hierdie môre spreek hierdie woord met my hart. Soveel woorde was vanmôre gesê, maar iets wat vir my uitstaan, Vader, in my eie hart. Nou meer as ooit. Lewe gefokus vir Jesus. En moenie na die winde van omstandighede jou vrede kom steel. Nou meer as ooit. Sien in die omstandighede van die wêreld dat dit baie, baie naby is. Dat Jesus sy bruid kom haal. Maar meer is dit, Vader, omdat ek nie weet of ek môre aan die son gaan sien sak nie. Maar vandag hierdie woord myne maak om nader aan U te gaan leef.